Baie welkom by Agapai Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Dankie. Dankie Leon, dankie worship team. Nou ja, goeiemôre almal van my kant af. Baie welkom. Dis lekker om julle almal hierso te sien ook vandag en ek kry mense wat vir my boodskappe stuur, hulle is siek en dit is weer daai tyd van die jaar, maar hou goeie moed. Ons 3 weke winter is amper verby. En dan is dit weer somer. Jy het al gesien, ons het net 2 seisoene, winter en somer. Een dag is dit 16, volgende dag is dit 36, en dan rol ons weer. So hier is nie lente en herfst in hierdie dorp van ons nie. So dankie dat julle is, en ook aan almal wat ingeskakel is, baie welkom ook. Ons is dankbaar dat julle gekies het om hierdie ook deel te maak van jou Sondag. So ons is in die tweede deel van ons reeks, en die reeks se naam is Nie Normaal Nie. Nou ek het vir julle gesê laasweek, ek gaan met julle gesels oor iets wat julle dink julle weet hoe om goed te doen en dat julle dink julle doen dit reeds. En dit is om 'n generous persoon te wees en om 'n generous lewe te leef. Ek wil nie regtig met jou praat oor hoe om te gee nie. Ek meen jy weet hoe om te gee. Jy moet eintlik maar net 'n keuse maak, gaan ek gee of gaan ek nie gee nie. Party kies om dit te doen, party kies om dit nie te doen nie. Dis nie die ding om oor te praat nie. Dit gaan oor generosity. So, en dat jy lewe van generosity sal lewe. En ek weet, as jy vanoggend die eerste keer hier is, of ingeskakel is dalk aanlyn, dan sê jy, ag nee, moet nou nie vir my sê, hulle gaan nou oor geld praat vandag nie. Ek gaan nou kerk toe, en nou praat hulle oor geld. Weet jy wat, ek gaan die tweede keer kerk toe, en nou praat hulle vir jou oor geld vandag, nee. So ek wil vir jou sê, voor jy dalk uitstap en loop, jy weet, miskien voor jy dalk besluit, weet jy wat, ek gaan oorskakel na iets anders toe, of miskien dalk gaan jy sê, ek gaan die ligte tel, teen die dak vandag, of wat ek al, moenie dit vir 'n oomblik doen nie, en by the way, as jy hulle tel, sê vir my hoeveel is daar, want ek het dit nog nooit gedoen nie. Maar wat ek vir jou wil sê, as die persoon wat dalk die eerste keer vandag hier is, of iemand wat al baie hierso is, nie regtig die ligte tel nie, ek sê die mense wat so sit, fokus asseblief vir my hierso nie. So ek wil hê jy moet weet vandag, dat jy sit tussen 'n groep mense, en as jy ingeskakel is, jy kyk na 'n groep mense wat ongelooflik goed is met random acts of giving. Mense wat goed is met random acts of generosity, kan ons net so wel sê. En ek wil vir julle sê, ek het niks teen random acts of generosity nie, die randomly generous te wees of randomly te gee nie. Dis as gevolg van dit dat ons 'n plek kon gebou het soos Care Center. Dis as gevolg van dit dat ons kinderfees en jeugfees kan aanbied, wat elkeen omtrent 1000 kinders en 1000 tieners bedien, en dis een van die dae weer. Dis 'n gevolg van dit dat ons veldwinkel kan aanbied, dis 'n gevolg van dit dat ons bedienings kan hê, dat ons staf by die kerk kan hê. So ek wil net hê jy moet weet, I'm all for it. Ek het nie 'n probleem met random acts of giving nie. Dit is nie vir my 'n issue nie. En asseblief, as jy dit doen, hou asseblief aan om dit te doen. En ek wil vir jou sê, dankie, terwyl ek nou sommer die geleentheid het. Dankie daarvoor. Ek kan uit my hart uit dankie sê vir elkeen wat glo in random acts of generosity. Maar hier is die ding. Ek glo Jesus roep ons vir meer as net random acts of generosity. Ek dink Jesus roep ons vir meer vir net random acts of giving, om net randomly te gee. Ek glo, en ek het laasweek half dit introduce, die Here roep elkeen van ons eintlik tot 'n lewe van generosity. En meer as dit om 'n persoon of 'n mens van generosity te wees. Maar soos ek nou gesê, die probleem is nie regtig dat ons nie weet om te gee nie, ons weet om dit te doen. Ek dink die probleem is eerder, en hoekom ons sukkel om hierdie te doen, is ons het nog nie begin om ons finansiële stelsel en ons finansiële wêreld rondom hierdie beginsel, die Nuwe Testamentiese beginsel van generosity te bou nie. So laasweek, die wat laasweek hier was, julle sal onthou ek het vir julle gesê, dat wanneer jy besluit om 'n generous lewe te leef, dan is dit eintlik net beneficial vir jouself nie. As jy besluit om 'n generous persoon te word, dan het jy laasweek gesien, jy sal meer spaar in jou lewe, jy sal ook meer gee in jou lewe, en jy sal minder spandeer in jou lewe. En dan kom God en hy gee die belofte vir ons, en dis nie my woorde nie, dis Here Jesus se woorde self, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. Met ander woorde, hy sê jy sal meer geseënd wees, en die Griekse woord beteken gelukkig. So dit beteken nie noodwendig, as ek gee, gaan hy vir my iets spesiaals doen, en hy gaan vir my iets spesiaals gee, en my rekening, so wat beteken nie. Jesus sê, as jy
gaan gee en 'n generous lewe leef, dan sal jy geseënd wees. Met ander woorde, jy sal 'n gelukkige lewe wees, jy sal 'n gelukkige mens wees. Ons ken nie ongelukkige generous mense nie, nee. Dink gou daaraan. Meeste generous mense wat jy ken, is gelukkige mense. So dis Jesus se woorde, en dis hoekom ek dink, jy weet, ek het laas ook gesê, ek wil nie iets van jou af hê nie, ek wil regtig iets vir jou hê, en ek dink, dis wat ek vir jou wil hê, want dis wat Jesus ook vir elke een van ons, en vir my ook wil hê. Ek glo die hoofrede, hoekom ons baie keer finansiële druk in ons lewens ervaar. Ek glo die rede hoekom ons finansiëel baie keer uitgestres is nie noodwendig omdat ons te min geld maak of het nie. Ek weet hier dalk van ons wat dadelik met my gaan verskil en sê nee, ek stem heeltemal saam. Dis okay, hy byt net bietjie vas, nee. Ek dink nie dis omdat ons te min geld maak nie. Kom ek sê julle hoekom dink ek is dit so? Ek dink ons is baie keer onder finansiële druk omdat ons nog nie geleer het om 'n lewe van generosity te lewe nie. Ons nog nie geleer het om 'n generous persoon te wees nie. Dink so daaraan. Ek het laasweek vir die statistieke gegee. Daar's omtrent 4 biljoen mense op planeet Aarde. Dat as hulle kyk na jou finansies, as hulle kyk na wat jy per maand kry, as hulle kyk na jou finansiële posisie, dan gaan hulle regtig wonder hoekom stres jy. Hulle gaan regtig wonder hoekom ervaar jy druk. Is nie waar nie, want ons sê 4 biljoen mense op die planeet waarskynlik verdien minder as wat jy doen. Of van 800 miljoen minder as R1.500 'n maand mee moet regkom op hierdie planeet nie. En hulle gaan waarskynlik na jou kyk en sê ek verstaan nie hierdie nie. En dis jy's die ding, ek glo dit gaan nie daaroor dat ons te min geld het nie, ek dink dit gaan daaroor dat ons te min generous is. So, laat ek dit verduidelik vir julle. Kan ek dit vir julle verduidelik? Okay, so ek het 'n sirkeltjie gemaak en ek noem hierdie die Afrikaner stressirkel. Okay, ons kan net sowel sê Suid-Afrikaner stressirkel, maar ek noem maar Afrikaner want die meeste van ons die sit is Afrikaners, jy nie Afrikaner is of Afrikaans praat nie, moenie worry daaroor nie, dis ook maar vir Suid-Afrikaners so. So hier is die sirkel waarin ons is en dis hoekom ons finansiële druk ervaar. So hy begin eerste daar soos julle kan sien op die groot skerm as hierdie dalk bietjie klein is. Dit begin by stress en worry. Jy stres oor die geld wat jy nie het om daai ring te koop nie want jy wil nou verloof raak. Of jy stres oor die feit dat jy 'n nuwe kind gekry het en jy weet nie hoe jy vir daai kind gaan sorg nie. Of jy stres omdat jy nie weet hoe jy gaan aftree nie, of jy weet nie hoe gaan jy rekening betaal, wat ook al dit mag wees, jy kan een of ander iets nie finansier. Jy kan nie jou kind universiteit toe stuur nie. Ons stres daaroor nie. Ek stres daaroor want my 2 kinders stap letterlik dieselfde jaar in universiteit in. So, dat gebeur. Nou stres jy oor hierdie goedjies. Wat gebeur volgende? Omdat jy stres en hierdie verstaan ek nie. Ek weet nie hoekom doen ons hierdie nie. Jy stres oor jou geld. En wat doen jy volgende? Jy spend meer as wat jy verdien. Ek verstaan, ek weet nie hoekom doen ons hierdie nie. Jy stres jy worry nou gaan overspend jy. Meer as wat jy verdien. Weet jy baie mense spandeer meer as wat hulle verdien en jy weet en moenie ek soek asseblief vir die volgende paar oomblikke nie asseblief nie elmboog in die ribbe is en dames daai tipe ding doen nie, mans of wat ook al nie. So dan spandeer jy en wat gebeur as jy spandeer meer as wat jy verdien? So nou doen jy die volgende ding, nou gaan maak jy skuld. En nou het jy baie skuld, jy gaan kry 'n kredietkaart, jy kry 'n overdraft, jy kry 'n tweede verband op jou huis, wat ook al dit mag wees. En wat gebeur hoe meer skuld jy maak, beland jy op 'n plek wat jy geen finansiële beweegruimte het nie. Jy is hier op die edge, jy beweeg hierso. Ek meen as daar R15, jy weet, te veel is, dan sê jy oor die edge, nee. So jy het geen beweegruimte nie. En wat gebeur volgende, omdat jy geen finansiële beweegruimte het nie, wat's die volgende ding? Jy stres meer, en jy worry meer oor hierdie ding, en wat doen jy dan? Dan spandeer jy weer, en jy kry nog 'n kredietkaart, en prys die Here vir Amex, nee, of wat ook al dit mag wees. So, verstaan julle wat sê ek vir julle? Dis hierdie sirkel waarin ons vasgevang is, in Suid-Afrika, en ek dink in groot dele in die wêreld. Dis hoe ons rol. En hoekom is so baie mense in hierdie sirkel vasgevang? Hoekom rol ons die hele tyd in hierdie sirkel? Ek glo, dis omdat daar 'n sekere denkwyse by baie van ons is. Ons het 'n sekere mindset in die lewe. En daai mindset is, as dit na my toe kom, dan is dit waarskynlik vir my. As dit na my kant toe kom, is dit waarskynlik vir my en is vir my bestem om te gebruik. En omdat ons glo as dit na my toe kom, is dit myne, glo ek kan dit gebruik en spandeer soos ek wil. Nou kan ek vir jou 'n paar vrae vra, 'n paar reguit vragies. Kan ek dit doen? Ek gaan anyway.
Okay, so hier is 3 reguit vragies. So, die eerste vraag wat ek vir jou wil vra, miskien sien jy is in hierdie sirkel, of jy is dalk net so liggies nog in hom in, of jy besef, as ek so aanhou, dan gaan ek alself my dieper in hierdie ding ingrawe. Okay, so die eerste vraag wat ek jou wil vra, en nou, dink mooi oor, nee, so hoeveel geld gaan jy nodig hê, om jou te keer om meer te spandeer as wat jy verdien, en binne jou vermoëns te leef? Hoeveel meer gaan jy nodig hê? Moenie uitskree of antwoord of jou hand opsteek of iets nie, asseblief nie. Dink net daaroor. Hoeveel meer gaan jy nodig hê om jou te keer om te overspend? En om net op 'n plek te kom wat jy binne jou vermoëns lewe? 10% meer? 15%? 25%? 30%? Hoeveel gaan dit wees? Nou kom ek vra jou so, imagine nou hierdie, dis nou lekker iets om jouself te imagine en jouself te verbeel. Imagine nou, jou baas kom môre daar ingestap en sê, ek het besluit, ek voel so goed, ek het so lekker naweek gehad, ek gaan vir jou 25% verhoging op jou salaris gee. Wat 'n gedagte is dit nie, nee. Imagine hy sê dit môre vir jou. Nou hier is die vraag wat ek vir jou wil vra. Jy kry dan nie 25% meer. Dink jy gaan dan nooit weer overspend nie? Wat gaan gebeur? Dink jy as jy nou die 25 het, jy's fine, jy's okay, jy moet net dit hê, dan gaan jy nie weer overspend nie. Natuurlik gaan jy weer overspend. Jy weet dit. Hoekom is dit so? Want soos jou inkomste styg, so styg jou uitgawes. En soos jou inkomste styg, so gaan al jou finansiële gewoontetjies en jou likes en jou dislikes beweeg saam met jou na die volgende salaris vlak toe. Dis wat gebeur. En daarom is dit by die eerste vraag dan nou nie 'n geldprobleem waarmee ons sit nie, want ek is besig om vir jou te verduidelik en vir jou te bewys dat ons sit nie met 'n geldprobleem nie, dis nie hoekom ons net uit die sirkel uitkom nie, dit is uiteindelik 'n dissiplineprobleem. Ek het hom daar opgesit. Jy kort nie meer geld nie, jy kort meer selfbeheersing. Die issue is nie geld nie, dis selfbeheersing. So 'n tweede vraag, miskien sê ag nee wat, ek lewe binne my mens of wat ook al, maar hier is 'n volgende vraag. So, hier sê, hoeveel meer geld gaan jy nodig hê om op te hou skuld maak, om dit te kry wat jy wil hê, en om uit die skuld te kom en uit die skuld te bly? Wat sou julle sê? Hoeveel meer geld? Kom ons dink weer, 25% meer, 10% meer, 50% meer, hoeveel gaan jy kort om op te hou skuld maak, en daai kaart te swipe, nee, en om daai overdraft te doen, en al daai goedjies te doen? Kom ek sê vir jou, hier is die antwoord. Geen bedrag nie. Daar gaan geen bedrag wees wat genoeg is vir hierdie nie. Weet jy hoekom? Want soos jou inkomste groei, dieselfde storie, soos jou inkomste groei, so gaan jou gewoontes en jou begeertes en jou behoeftes en jou lewensstandaard ook saam met dit groei en jy gaan weer iewers skuld maak om daai groeiende lewensstandaard en alles wat jy het, om dit maar net weer te diens en uit te sorteer. Want dit is nie 'n geldkwessie nie, dit is uiteindelik 'n vergenoegdheidskwessie. Gaan oor om vergenoeg te wees. Die Engelse woord is contentment. Om content te wees, tevrede te wees met wat ek het. Dit is die probleem. Ek is nie tevrede met wat ek het nie. Ek is tevrede met my leefstyl nie. So as ek meer geld kry, dan kan ek al daai ontevrede goedjies kan ek uitsorteer. So ek wil dan nou 'n vraag vra vir al die Christene in die huis. Is jy 'n Christen? Beskou jouself as 'n Jesus-follower, hier is vir jou 'n vraag. En as jy nie 'n Jesus-volgeling is nie, of eintlik nog wonder of jy Jesus wil volg of wat ook al, wil ek jou vra, speel asseblief net saam met ons. Ek gaan nooit van jou verwag as jy nie 'n volgeling van Jesus is om te doen wat Jesus sê nie. So dis net vir sy followers. Maar gaan ook nie saam met my stem ook vandag nie, maar bly net by my. Ek dink jy gaan hierdie volgende vraag baie interessant vind. Kan ek hom vir jou vra? Hier sê: hoeveel gaan jy nodig hê om op te hou worry en te stres oor geld? Dink gou daaraan. Kry weer daai bedrag. Jy weet wat jy kry, weet was hoeveel, want jy stres oor geld, ons het finansiële druk, ons is in hierdie sirkel. So hoeveel gaan jy nodig hê om op te hou stres oor dit? Selfe antwoord. Ek vat 3 verskillende maniere om vir jou een antwoord te gee. Daar's geen bedrag wat jou gaan help ophou worry en stres oor geld nie. Hoekom weet ek dit? Want daar's mense wat ek jou kan vertel wat dubbel die hoeveelheid verdien wat jy verdien, wat triple, wat 4 dubbel keer meer verdien as jy, en raai wat, hulle stres oor geld. Hulle stres oor finansies. So ons weet hier ook in hierdie vraag en by hierdie antwoord van hierdie vraag, is dit nie 'n geldprobleem waarmee ons sit nie. Ons sit met 'n geloofsprobleem. Sit met 'n geloofsprobleem.
So elke keer in die Nuwe Testament wanneer Jesus vir mense teach oor worry of oor bekommernis, en hy sê hou op worry, hou op bekommer wees. Het jy al gesien, Jesus sê nie een plek daarso, luister, julle moet meer geld spaar, dan sal julle ophou bekommerd wees nie. Of hy sê daarso, julle moet uit die skuld uitkom, of julle moet meer geld maak nie. Het jy al gesien, Jesus sê dit nêrens nie. Wat sê Jesus? Jesus sê, hou op om op rykdom te vertrou, maar vertrou op die God, wat ryklik vir jou voorsien vanuit die rykdom van sy groot genade, goedertierenheid en barmhartigheid. So wat's my punt met hierdie 3 vrae julle? Ek dink jy snap het, julle is slim mense. Wat's my punt? Meer geld gaan jou nie uit die finansiële druk uithaal nie. Meer geld gaan nie maak dat jy finansiëel vry raak nie. Meer geld gaan nie maak dat jy finansiëel uit hierdie stressirkel uitbreek nie. Meer geld gaan dit nie vir jou doen nie. Inteendeel, meer geld gaan net nog 'n 0 sit by jou skuld. Meer geld gaan net nog 'n nulletjie bysit by jou spandering en besteding. Meer geld gaan net nog 'n 0 bysit by jou onvergenoegdheid. Net nog 'n 0 bysit by jou ongedissiplineerdheid of 'n 0 bysit by jou gebrek aan geloof. Dis al wat meer geld gaan doen. Meer geld gaan nie net hierdie ding uithaal nie. En ek weet, jy sit dalk iemand vandag wat jy argumenteer in jou gedagtes met my. En jy dink en jy sê, wel Dawie, ek moet vir eerlikwaar sê, as ek 4 keer my salaris moet kry, jy weet, dit is met vir 4 dubbel. Dit gaan regtig help. Ek gaan regtig uit die probleme uitkom nie. Ek gaan regtig uit die moeilikheid uitkom. En miskien is dit so, maar raai wat, jy gaan nie 4 keer jou salaris kry binnekort nie, nee. Dit gaan nie gebeur nie. So sê nou maar, jy kry nog steeds elke jaar 'n gradeverhoging en jy gaan elke jaar van goud tot goud met jou salaris of wat ook al dit mag wees. Gaan ook nie vir 4 dubbel nie, maar dit mag dalk aanhou vermeerder. Gaan dieselfde gewoontes en dieselfde gebrek aan dissipline en dieselfde gebrek aan selfbeheersing gaan saam met jou na die volgende tax grade toe gaan. Dis wat gaan gebeur. En ek dink nie dis die Here se wil dat enige een van sy followers in hierdie sirkel, hierdie stressirkel, hierdie stresssiklus vasgevang moet wees nie. Ek dink inteendeel is die Here se wil dat ons uit daai stresscycle sal uitkom. Okay? En al ons daar gaan uitkom is as ons nie normaal is nie, soos Jesus ons roep om nie te wees nie, en dit is as ons meer generous mense word. Mense wat hulle lewe in die kern van hulle lewe bou rondom die beginsel van generosity en 'n leefstyl van generosity lewe. En ek weet dis ook van ons wat nog nie ingekoop is en sê, maar ek wil nou presies uitfigure hoe dit werk. Ek gaan nou vir jou sê, moet asseblief nie daar worry nie. Want generous mense word nie gedryf deur hierdie mindset wat sê, as dit na my kant toe kom, dan is dit vir my bestem nie. Generous mense doen hierdie nie. Generous mense sê, as dit na my kant toe kom, is ek nie die bestemming daarvan nie, ek is dalk miskien net die kanaal daarvan. Ek is dalk net die kanaal waardeur dit moet beweeg. Generous mense het heeltemal 'n ander denkwyse as consumers. Consumers, verbruikers, word gedryf deur gierigheid. Consumers word gedryf deur gebrek aan selfbeheersing, word gedryf gebrek aan vergenoegdheid, 'n gebrek aan geloof of wat ook al dit mag wees nie. Consumers word daardeur gedryf. Generous mense word gedryf deur vrygewigheid. En die verskil is dit. Consumers wat gedryf word deur gierigheid, bly in hierdie sirkel, in hierdie siklus van stres en worry, en hy snowball, dit raak net al hoe erger en al hoe erger. En generous mense kom uit hierdie sirkel uit. Generous mense word bevry van dit. So wat gebeur as gevolg van gierigheid, of as gevolg van consumerism, of as gevolg van gebrek aan dissipline, of wat ook al ek nou als genoem het ook, begin ek en jy worry. Ons begin stres, en die stres beteken ons begin overspend, en ons overspend maak dat ons in die skuld beland, en ons skuld waarin ons beland, maak uiteindelik dat ek en jy geen margin het nie, en omdat ons geen beweegruimte het finansiëel nie, uiteindelik begin ons meer worry en verder stres. Nou, wie is die goeie nuus? Wie is reg vir goeie nuus? Want ek kan voel, hier sak so neerslagtigheid neer op almal hier, nie? So hier is die goeie nuus. Die goeie nuus is, dit is nie 'n nuwe ding nie. Dit lyk my, hierdie ding kom nou al uit Jesus se tyd uit. Dit is 'n Nuwe Testamentiese probleem ook gewees, nie? So ek weet nie of dit goeie nuus is nie, maar vir my is dit goeie nuus, want dit beteken, daar's antwoorde hierop. So dis al 'n ou ding hierdie, en ons sien op een plek in die Nuwe Testament, Jesus is besig om te teach.
Nou, dit is 'n massiewe skare wat voor Jesus is. Dit is 'n ongelooflike audience wat voor hom is. Die Bybel vertel vir ons, en Lukas wat hierdie vir ons gedokumenteer het, hy was een van Jesus se volgelinge en hy sien hierdie, hy dokumenteer dit vir ons en hy sê dit was so erg geweest, die mense het mekaar vertrap om by Jesus uit te kom en na Jesus te luister. So dit was 'n massiewe audience geweest en Jesus is besig om te teach en hierdie is vir my so cool, né? Is eintlik vir my eintlik so humoristies. So terwyl Jesus besig is om te preek en te praat en so staan hier 'n persoon in die audience op 'n man en hierdie man steek sy hand op en Jesus sê, ja, wat is dit? En hierdie persoon sê, ag Jesus, sê asseblief vir my broer die erfporsie wat ons by my pa gekry het, moet hy met my ook deel. Vooraan hierdie mense. En dis vir my die crazy scenario. Sê asseblief die boedel wat ons het, hy moet dit met my ook share asseblief. En ek wonder wat Jesus respond daarop, jy weet, en ons hoef gelukkig nie te wonder nie, ons weet, maar ek wonder wat het hy gedink toe hierdie persoon dit sê. Gelukkig weet ons niks van Jesus onkant nie, hy weet alles. So spring hierdie ou op, sê vir my broer, hy moet die erfporsie deel. En ek dink aan die arme broer wat daar sit. Luister, is dit nou die tyd om hierdie te doen? Kan ons nie 'n koffie gaan drink daaroor of wat ook al nie, nee. En Jesus besluit, okay, hier's 'n perfekte geleentheid om 'n gelykenis te vertel. En dan vertel hy 'n gelykenis. Nou, die wat nie weet wat 'n gelykenis is nie, 'n gelykenis is 'n storie wat nie waar is nie, om 'n punt te illustreer wat waar is. So Jesus besluit om sommer net daar hierdie geleentheid te gebruik om almal wat in daai audience is, te leer en 'n baie belangrike beginsel te leer oor generosity, oor vrygewigheid en 'n lewe van vrygewigheid en generosity. En hy besluit, hier is die oomblik nou om dit te deel. So hy deel dit met hulle, maar raai wat, hy deel dit ook met ons vandag. So is julle reg daarvoor. Maak julle Bybels oop by Lukas 12. As jy jou Bybel het, en ek sien al hoe meer mense begin hulle Bybel saambring, dis lekker om dit te sien, dis lekker om notaatjies te maak, om te skryf wat die Here vir jou sê, as jy hom nie gebring het nie, ek judge jou glad nie, dis hoekom ek dit vir jou op die skerm het, maar bring hom maar saam, kry vir jou Bybel. Mense stuur vir my in die week boodskappe, wat 'n vertaling kan ek kry? Dis vir my so lekker om dit te hoor nie, wat ek 'n studie Bybel kry, yes, kry. Ek lees hoofsaaklik uit die NLV vertaling uit, gaan die een vers wees wat uit die 1983 Afrikaanse vertaling kom, want hy sê hom vir my die naaste aan die oorspronklike Grieks, maar Lukas 12, skryf Lukas vir ons nou hier wat gebeur. So hier staan hierdie ou, hy sê my broer moet vir my die helfte gee, of hy moet my deel vir my gee van die erfporsie. Jesus besluit ek vertel 'n gelykenis. Toe vertel hy 'n gelykenis. 'n Ryk man het 'n vrugbare plaas besit, wat goeie oeste opgelewer het. So hier is die hoofkarakter in die verhaal wat Jesus vir ons introduce, 'n ryk man. So hierdie was 'n ryk boer gewees. Hierdie ou hy was klaar ryk gewees. Dit was old money. Hierdie ou, okay, dit is nie new money gewees nie, dis old money. Hierdie ou het klaar baie geld gehad. Hy was baie ryk. Hy was 'n baie ryk boer gewees. Hy is een van daai boere wat Nampo toe vlieg in sy eie jet. Okay, en dan land hy daarso. Ek onthou toe ek in Wesselsbron gebly het ek altyd Nampo toe gegaan en dis nie so begin 2000s gewees en julle ek moet vir julle sê dan land daai vliegtye so nê. Hulle my boere daar uit en ek onthou een spesifieke geval, die oomie loop so die boere oomie maar die checkboek wobble so in sy sak soos hy loop nê. En ek dink nou wat gaan die oom met so checks daai tyd? Ek dink wat gaan die oomie doen? Nou verduidelik die ou daar kan nie onthou wat se stroopers dit was, Case of Massey Ferguson of wat ook al, John Deere kan nie onthou nie. Maar nou verduidelik die ouetjie daar oom en hy kan dit en dis die party tricks wat die masjien het en al die goed kan doen. Ja, sê hy, ja. Nee, dis wonderlik. Hy sê nee, maar okay, gee my 2. En nou al die checkboek so uit en dan skryf hy daai check en ek dink daar sy. So, dis hoe mense doen. So, hierdie ou was 'n ryk boer gewees en dis wie die ou is. So, nou sien ons hy was klaar ryk gewees, hy het 'n baie vrugbare plaas besit en in hierdie spesifieke seisoen het hy 'n ongelooflike goeie oes toe nou ook. So dit beteken hy het nou meer geld wat hy kry en hy het nou meer resources. En net interessant, ek weet nie of hierdie raak sien nie, maar sien jy selfs in Jesus se tyd het die rykes ryker geword en die armes het armer geword. En nou kom mense en sê dis 'n geopolitiese storie vandag. Dis nie regtig so nie, nê. So, dis nou waar hierdie man is. Kom ons lees verder. Hy het toe by homself gewonder, wat moet ek doen? Dis nou die baie ryk boer. Wat moet ek doen? Ek het nie meer stoorplek vir die oes oor nie. En ek is so sjoeg, jy het 'n terrible lewe hoor. Jou grootste worry is, wat gaan ek met al my geld doen? Wat gaan ek met my oes doen? Wat gaan ek met al my besittings doen? Ek meen, hierdie ou het seker slapelose nagte gehad. Ek weet nie of jy in 'n posisie was nie. Ek kan nie slaap nie. Wat gaan ek doen met al my goed? Al my geld? Miskien moet ek storage spasie hier iewers. Miskien moet ek dalk nog 'n huis koop, nog 'n huis bou. Miskien moet ek my huis groter maak om alles in die huis te sit, om alles op te berg en te spaar.
Dit is sy probleme gewees, en ek dink, my hart bloei vir jou, dis terrible lewe wat jy leef. Jy is daar maar rol voor. So, hierdie ou stres, hy sê, ek weet nie, waar gaan ek heen gaan, en al hierdie goeders doen nie, nee. Basically, hardloop hy uit maniere uit, om al sy weelde op te gaar. Dis sy probleem. En die wat in daai posisie al was, ja, dis seker bad, dis bad probleem. Dan gaan hy verder. Hy sê toe, of hy toe gesê, aha, ek weet, daar tref het hom toe nou een nag, toe hy op en afstap, daar so in sy fluweel ropes. Ek weet, ek sal my skure afbreek, en groter skure bou. Dan sal ek genoeg plek hê, om alles te berg. Is dit nie wonderlik nie? Wat is sy solution? Nee, ek gaan nie van dit weggee nie. Ek gaan nie, jy weet, iemand anders bly. Nee, ek gaan groter skure bou. Dis wat ek gaan doen. En hier's 'n baie sentrale waarheid wat ek wil hê moet vang. Die beginsel uit hierdie storie is, meer geld lei nie tot 'n meer generous lewe nie. Want ons so baie van ons wat dit glo, nie Dawie, ek hoor wat jy sê, ek wil 'n generous mens wees, ek wil regtig meer 'n lewe van vrygewigheid leef, soos die Here sê, soos Jesus sê, maar hier's die deal. Meer geld beteken nie noodwendig dat jy meer generous gaan raak. Dit het definitief nie in hierdie ou se geval dit beteken nie. Hy sê nee, met my meer geld sal ek vir my groter skure bou om al my meer staf en my geld en my besittings in te berg. Ek weet nie of jy optel wat hier gebeur nie. Dis iets wat my nogals geraak het toe ek hierdie teks lees en sê, wat is die tension in hierdie teksgedeelte? En dit is vir my so amazing hierdie, nee. Wat ek hierso optel en wat vir my profound is wat hierdie ou basies doen, is ten spyte van die meer wat hy het, ten spyte van die rekordoes. Hy het al baie gehad, hy was 'n ryk boer, maar hy het nou baie meer, so hy is nog ryker. Ten spyte van die meer, doen hy met sy geld wat hy nog altyd met sy geld gedoen het. Doen hy met sy goed wat hy nog altyd met sy goed gedoen het. Hy berg dit. Hy spaar dit. Hy gaar dit op. Die enigste probleem is net, dat nou meer geld as ooit van tevore, meer oeste as ooit van tevore, so hy moet nou groter skure bou en groter goed bou om net dieselfde te doen as wat hy nog altyd gedoen het. En dis om dit weg te bære en te spaar of op te gaar. So sien julle hierso, meer geld beteken nie noodwendig dat sy hart verander is nie. Meer geld beteken nie noodwendig sy optrede het verander nie. Soos ek sê, dit het maar net gemaak dat hy aanhou doen wat hy nog altyd gedoen het. Hoekom? Want hy het 'n mindset gehad wat hy nog altyd gehad het. En die mindset wat hy nog altyd gehad het is, as dit na my toe kom, is dit seker vir my bestem. As dit seker myne. So al maniere hoe ek hierdie verskriklike moeilike probleem kan oplos, is ek gaan net groter skure bou en ek gaan dit in die skure opstoor vir myself. So meer geld het nie die ou meer generous gemaak nie. Meer geld het hom net meer ryker gemaak. Dis al wat hier gebeur het. En ek wil daai beginsel deurtrek na ons toe vandag hierso. Meer geld en om meer geld te hê, gaan nie noodwendig van ons meer generous mense maak nie. Want dit is nie die probleem nie. Meer geld gaan met ons maak presies wat dit met hierdie man gemaak het. Jy gaan net aanhou doen met meer geld wat jy nog altyd met jou geld gedoen het. En as dit was om dit op te gaar, as dit was om dit op jouself te spandeer, as dit was om 'n consumer te wees, om dit oor jou te laat gaan en jou lewe gemak en gerief en gemoedsrus en alles, dan is dit wat jy in anyway met meer geld gaan doen. Meer geld gaan jou nie 'n generous persoon maak nie. Dit gaan nie maak dat vrygewigheid op die radar kom, as vrygewigheid of generosity nog nooit op die radar was nie. En julle weet hierdie, dis normaal. Dis normaal. Dis so dit in die wêreld gaan. Dis hoe mense operate. Mense bou skure, spandeer geld op hulle self. Mense is consumers en ek sê nie dis verkeerd nie. Maar ten koste van generosity sê Jesus, dis half en half 'n probleem. Nou kom ons kyk na wat hierdie ou verder toe nou sê. So die ou sê vir homself toe nou, goed, so daar het ek nou skure wat ek vir myself gaan bou. Ek gaan al die weelde gaan ek wegbære. Hy sê, en ek sal terugsit en vir myself sê, jou gelukkige kerel, of jou gelukkige nooi as jy dalk 'n vrou is. Hy sê, ek gaan terugsit en vir my sê, well done ou maat, jy's daarom 'n gelukkige kerel nie. Jy het genoeg gebære vir die jare wat voor lê. Ontspan nou, relax, vat dit kalm,
vat 'n chill pill nie, eet en drink en wees vrolik. En ek dink dis waar die Franse filosoof Descartes dit vandaan gekry het, eat, drink and be merry for tomorrow we die. Okay, en hy was 'n ateïs, so dis nogal 'n interessante statement daai. So hierdie ou sê, dis wat ek gaan doen. Hy sit daar en hy dink, wow, YOLO, you only live once. So live it up, geniet dit, gaan vir goud, relax, moenie worry nie, moenie stres nie, ontspan, jy kan worry-vry lewe, jy het gearriveer, jy het die golden ticket, jou lewe is vir jou uitgelê, dis great. Klink dit nie great nie julle? Daar's net een probleem met dit. Hy het die aanname gemaak, hy het nog 'n baie lang lewe oor, om dit alles self te geniet, en alles self op homself te spandeer. Dis die aanname wat hierdie ou gemaak het. En dit is 'n groot fout wat hy gemaak het. En voordat ek vir jou verder daaroor ietsie sê, wil ek net vinnig iets interessants hierso sê. En if jy sê, imagine net as ons onsself in hierdie situasie kan plaas. Dink net iemand het 10 jaar terug of 20 jaar terug of 30 jaar terug vir jou gesê, jy gaan maak wat jy vandag maak. Jy gaan die salaris kry wat jy vandag kry. Imagine iemand het dit vir jou gesê 20 jaar, 30 jaar terug. Wat sou jy gedink het? Jy's gedink, what? Dis dieselfde as hierdie ou gesê het, ek gaan terugsit as ek daar is. En vir myself sê, hoef jy te worry nie. You only live once, geniet dit, gaan vir goud, relax, nee. Ja, en tog is ons nou hier vandag. 20, 30 jaar later, en is nou nie heeltemal die geval nie, nee. Hoekom? Dieselfde rede, want jy gaan met jou geld maak, wat jy altyd met jou geld gemaak het. Jy gaan dieselfde patroon wat jy gehad het, gaan jy aanhou doen, maak nie saak hoeveel jy kry nie, en al het jy 20 jaar terug baie minder gekry, dis presies wat jy gaan aanhou doen, nie waar nie? Hoekom is dit so? Want meer geld bring nie meer vryheid nie, bring nie minder druk nie, dit help jou net om dit te sustain wat jy altyd gedoen het. Maar dan draai Jesus hierdie storie. Onthou, Jesus vertel hierdie storie, dis Jesus self. Hy is die seun van God. Hy wil hê ons moet iets leer, en dan draai die storie. Dan sien ons Jesus maak dit baie meer persoonlik, en dan kom God in die prentjie in van die ou wat so lekker sit en homself klop op die skouer, nee. Hy sê, maar God, sien jy? Maar. Ja, geniet dit, eat, drink and be merry for tomorrow we die, tipe ding. Maar God het vir hom gesê, sê Jesus, well done, pragtig, dis mooi, nice, ek is trots nie. Wat het hy gesê? Jou dwaas, jou fool, sê in 'n Engelse vertaling nie, idioot, vannag nog sal jy sterf, nie omdat hy hierdie gedoen het nie, maar dis net soos in dan sy uurglasie uit. En alles wat jy bymekaar gemaak het, wie sal dit kry? Al die skure, al die surplus, al die goed, al die geld, jou hele portfolio, wie sal dit kry? So God sê nie vir my se dwaas soos ek gesê het, omdat hy ryk is nie, dis glad nie die punt nie. God sê vir hom, jy is 'n dwaas, omdat jy gedink het, jy kan jou geld en jou goed, alles op jouself spandeer. Jy kan dit spandeer op jou eie gemak, en jou eie gerief, en jou eie gemoedsrus. Hierdie ou het alles haarfyn beplan, hy het gesien hoe hy store en skure bou, hy het gesien hoe hy het gaan sy ou dag sit en geniet, maar een ding het hy buite rekening gehou, en dit is dat hy dalk genoeg goed gehad, maar hy het nie genoeg lewe oor gehad, om die goeders alles te geniet nie. Hy het genoeg goed gehad vir die res van sy lewe, maar hy het nie genoeg lewe oor gehad, vir al sy goed, en al sy geld, om te geniet nie. En dan vra Jesus vir die ou, in die storie Jesus vra die karakter in die storie 'n vraag, hy sê hierso, God vra hom, hy sê, en alles wat jy bymekaar gemaak het, wie sal dit kry? Wie sal dit kry? En Jesus vra vandag vir my en vir jou nog steeds daai vraag echo, deur al die eeue heen tot vanmôre toe hier in Rustenburg en Agape gemeente, en Jesus sê, vir jou en vir my, Dawie, en vir jou, sit jou naam daarin, as jou lewe vandag van jou opgeëis word, wie gaan kry wat jy vir jouself opgegaar het? Wie gaan dit kry? Dis 'n maklike antwoord, kan ek jou sê wie? Iemand anders as jy. En nie omdat jy so generous persoon is nie, maar omdat jy dood is. Dis wat gaan gebeur.
En ek het al baie mense begrawe en begrafnisse gedoen, en soos ek altyd sê, daar is nie 'n ventersleep aan 'n lijkswaar gekoppel nie. Sien dit net nie. Gebeur net nie so nie. Daar's mense wat al met hulle goed begrawe is, en dan in Suid-Afrika word hulle tot besteel in hulle graf. Dis bad, nee. En na Jesus hierdie woorde gesê het, kyk hy hierdie audience stip, glo ek, so in die oë. En ek dink ek kyk die boedelbroers in die oë. En dan sê Jesus vir die volgende woorde, en dis die 1983 vertaling wat ek ingebring het hierso. Ek voel nie die ander vertalings bring of my so mooi soos hy is. Hier sê Jesus, so, hier maak hy die application, hier maak Jesus hierdie wille toepassing op al die luisteraars, daai tyd en vandag. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. En alles wat ons nou net saam met hierdie ryk ou in hierdie storie ervaar het, alles wat ons nou net saam met hom beleef het, sê Jesus is wat elke een van ons se ervaring gaan wees, as ons kies om te lewe soos hierdie ou gelewe het. En wat is die ervaring? Ervaring uiteindelik van totaal verlies, totale verlies. Dis uiteindelik wat gaan gebeur. So dalk vra iemand vandag vir my, maar Dawie, wat beteken dit om ryk te wees by God? Dis nogals 'n interessante term wat Jesus hier gebruik, om ryk te wees by God. Ek kan vir jou dit sê. Jesus praat nie hier van jou tyd nie, hy praat nie hier van jou gawes nie, hy praat nie hierso van jou gebedslewe nie. Jesus praat hierso van jou geld. Hy's in 'n finansiële gesprek, hy's in 'n financial context besig om te teach. So, die punt is eenvoudig dit, en ek weet nie of jy hierdie geweet het nie, dalk het jy hierdie geweet, dalk nie, maar jy kan vir God wat alles besit en niks nodig het nie, jy kan vir God niks gee, finansiëel of materieel wat hy nodig het of graag wil hê nie. Jy kan vir God niks gee nie. Jy het niks materieel of finansiëel wat die Here wil hê nie. Okay. Die Himalajas is syne. Mount Everest is syne. Die oseane en alles daarin is syne. Daar's niks wat jy het wat hy wil hê nie. So om ryk te wees by hom beteken nie om vir hom ietsie te gee nie. Om hom ryker te maak as wat hy is nie. Jy kan vir die Here niks gee nie. En die ander realiteit is, jy kan God ook nie impress nie om ryk te wees by God, soos om ryk te wees by die party, of so Steve Jobs gesê, die rykste man in die begrafplaas, of wat ook al, dit beteken vir God ook uiteindelik niks nie, want uiteindelik is daar niks wat hom kan impress nie, want hy het alles, en hoe impress jy iemand wat alles het met jy wat nie alles het nie, nee. So dis nie wat hy hierso sê nie. So wat beteken dit om ryk te wees met God? Ek glo, die enigste manier om ryk te wees teenoor God, is om hom te sien as jou grootste rykdom. Dis om hom te sien as jou grootste rykdom, om hom te sien as jou grootste skat en nie jou geld en jou goed nie. En as jy hom sien as jou grootste rykdom, jou grootste wins, jou grootste skat, dan gaan dit daaroor om dan nou jou geld en jou aardse besittings en dit wat jy het, jou hulpbronne, so te spandeer om hom te verheerlik en hom te eer daarmee, om hom te glorify. En uiteindelik is daar net een manier om hom te glorify, daar's net een manier om hom jou rykdom te maak, om glimlag op sy gesig te sit en sy goedkeuring te kry, een manier om ryk te wees by God, en dit is om vir mense wie hy baie lief is, en vir wie hy ongelooflik baie omgee, dis om vir daai mense en teenoor daai mense generous te wees. Jy kan vir hom niks gee nie, jy het niks wat hy wil hê nie, maar wat hom wel beïndruk en wat hom wel werklik laat ryk voel, is wanneer jy die mense vir wie jy lief is, vrygewig teenoor hulle is en generous is. Is dit nie beautiful nie, nee? Dit werk amper soos liefde. As jy lief is vir Melindrie, my vrou, en Christian en Leon, as jy lief is vir hulle, en jy hulle nice behandel in die gemeente, en jy liefde aan hulle betoon, dan voel dit amper asof jy liefde aan my betoon, nee. Of as ek liefde aan jou kind betoon, en nice is met jou kind, en jou kind help, of jou familie, dan voel dit amper vir jou, asof dit vir jouself is, nee. En dis presies dieselfde beginsel. Die Here sê, as jy generosity betoon aan die mense wat vir my wie ek omgee, wie ek baie erg oor voel, dan is dit amper asof jy dit aan my gedoen. As jy ryk is teenoor daai mense, dan is jy ryk teenoor my. Dis wat hierdie skrifgedeelte beteken. Wees ryk by God. En hier's 'n ding wat generous mense snap. Kan ek vir jou sê wat dit is? Generous mense neem nie aan dat net omdat jy iets het,
is dit joune om te gebruik nie. Generous mense neem nie net aan, omdat dit myne is, omdat dit na my toe kom, wat ek het, is dit myne om te gebruik soos ek wil, wanneer ek wil, en soveel soos ek wil nie. En dit is absoluut die kern van die saak wat ons vandag oor praat. Hierdie is die middelpunt wat ons vandag hier sou oor gesels. Want generous mense, veral die wat Jesus volg en Jesus as hulle koning sien, enigiemand in die huis wat sê Jesus is hulle koning? Ok, ongelooflik great om dit te sien vandag. Nou as hy die koning is, dan het hy iets wat ons noem 'n koninkryk. En dis nie 'n constitutional kingdom nie, dit is 'n absolute monargie of 'n absolute koninkryk. So hy is die alleenheerser. Dis nie iets anders nie, nee. So as hy die koning is en hy het 'n koninkryk en jy as sy volgeling lewe in sy koninkryk, aan wie behoort alles in die koninkryk? Dit behoort aan die koning, nee. Dit behoort nie aan jou nie. Dis hoe dit gewerk het in absolute monargie baie jare terug. Die koning besit alles, jy bly in die koning se land, jy's nie die eienaar nie, die koning is die eienaar. En wat gebeur met jou? Jy word 'n rentmeester of 'n bestuurder van dit wat die koning vir jou gegee het. En jy, as die rentmeester of eienaar of bestuurder, nie eienaar nie, het dan 'n geleentheid om, terwyl jy in hierdie koninkryk van die koning is, terwyl dit in jou hand is, daarmee te doen wat jy glo in die best interest van die koning en sy koninkryk is. En generous mense is mense wat hierdie verstaan. En dis wat vir my so briljant is van Jesus se teaching, nee, dis wat vir my so briljant van Jesus se lering hierso. Wat Jesus vir ons uiteindelik hierso sê, is hy kom daag ons hele prentjie van eienaarskap uit. Inteendeel, hy kom breek ons hele prentjie van eienaarskap af. En hoe doen hy dit? Hy doen 'n beroep op ons gesonde verstand. Hy doen 'n beroep op ons common sense. En wat sê Jesus vir ons deur ons common sense en ons gesonde verstand om hierdie ding van eienaarskap uit te daag? Hier's dit, en ek het al agtergekom, common sense is nie so common nie, maar het jy dit ook al agtergekom, nee? Nou kyk hierso, hier's die common sense waardeur Jesus met ons praat. As dit weggevat kan word, dan het jy dit nooit regtig gehad nie. As dit van jou af weggevat kan word, is jy dan regtig die eienaar daarvan? Ons gaan in Suid-Afrika so aan oor die eiendoms en die grond en al die goed wat weggevat kan word, want ons weet, as iemand dit by my kan vat, dan is dit nie myne nie. En dis 'n probleem vir ons, nee, maar as dit by hierdie tipe dinge kom, dan somehow vergeet ons dit baie keer conveniently. As iemand anders dit eendag gaan besit, as jy, dan beteken dit, jy is nie die eienaar daarvan nie. Maak dit veel sin. As jy uiteindelik nie kan beheer waar dit gaan nie, dan is dit nie in die eerste plek joune gewees nie, en dan is jy eintlik maar net 'n bestuurder daarvan, want 'n eienaar hou iets wat syne is, of ware is. 'n Bestuurder bestuur net, en as dit gaan, dan is dit wat dit is. En hierdie prentjie van eienaarskap, kom daag Jesus uit. Nou hierdie het ek besef, en jy het dit ook dalk besef in jou lewe iewers, ek het hierdie besef, toe my oupa oorlede is. Ek was baie lief vir my oupa gewees, en my ouma is voor hom oorlede, en toe ons die huis moet gaan oppak, toe die familie die huis oppak. My oupa het die ongelooflikste boeke, teologiese boeke en bronne, dit is die ongelooflikste goed. My ouma het verskriklike kopergoedjies gehad, sulke skaaltjies en Aladdin lampies, en allerhande goedjies, en as jy dit het in jou huis, great stuff. Maar my ouma was so erg daaroor gewees, en arme Miriam het ure onder die perskeboom gesit en haar goed gebraas. So jy mag nie dit geraak het nie, sy was heilig op haar goedjies. En toe sy oorlede is, en later my oupa oorlede is, toe stap ons in die huis in, en die familie stap in die huis in, vat al die goed, al die prized possessions, en pak het in 'n boks. En waar gaan die boks? Na iemand anders toe. En ek besef, hierdie is nie meer my oupa se goed nie. Ander mense gaan dit nou vat, en ander mense gaan nou iets met daai gedoen. Dis nie meer syne nie. Die portfolio, die huise, die karre, die bates, die besigheid, raai wat? Wanneer jou lewe opgeëis word van jou, dan gaan dit iemand anders in word. Dit gaan in 'n boks gepak word, in 'n container gepak word, dit gaan in iets gepak word, en dit gaan uit jou hand uitgaan, in 'n ander persoon se hand in. Dis wat gaan gebeur. Of dalk het hierdie nog nie experience nie, iemand se goed moes gaan oppak nie, ek het hierdie al 'n paar keer in my lewe gesien. Toe my ouers geskei is, ek was in die hoërskool gewees. Ons het in 'n golfees tyd gebly, ons het wonderlike
geseënde lewe gehad daarso. Ek het baie goed gehad, baie nice goedjies en allerlei dinge. My pa en ma skyn oornag eindig ons in 'n woonstel op. Ek het net my bed en my tafel en my stoel en my klere. Dis al wat ek het. Weet julle hoe vinnig het ek gesien dat ek eintlik nie die eienaar van enige iets is nie? En enige van julle wat al deur 'n egskeiding moes gaan of wat ook al het gesien oornag, hoe verander hierdie goed? Oornag besef jy hierdie ding. So as jy al iemand se huis opgepak het wat oorlede is, as jy deur 'n egskeiding gegaan het, verstaan jy hierdie. Dis 'n illusie dat dit joune is, dat jy dit het, dat jy dit kan bære, want dit verdwyn net so vinnig. En ek wil hierdie volgende woorde vir jou sê. Jy het dit net 'n tydjie in jou hande. En 'n slegs 'n kwessie van tyd, voordat dit uit jou hande uitgevat gaan word, en in iemand anders se hande gesit gaan word. Jy het dit net 'n tyd, net 'n eintlik in as jy kyk in die grander scheme van die geskiedenis van die wêreld, dis 'n asemteug. Jesus sê dis soos veldblomme. Vandag is jy daar in al jou glorie, môre is jy weg. Jy het dit net 'n tyd in jou hand. En dan gaan dit na iemand anders se hand toe beweeg. En dis hoe generous mense dink. Dis die verskil tussen consumers en generous mense. Generous mense dink so oor die lewe. Hulle besef dit. Generous mense besef, ek is nie die eienaar van hierdie nie. Ek bly in 'n koninkryk met 'n koning, dit is die koningsin. Ek bestuur dit net vir hom. En terwyl dit in my hand is, wil ek dit na die beste van my vermoë bestuur, soos hy wil hê ek moet dit bestuur. En Jesus kom roep elke een van ons uit om nie normaal te wees nie. Want dis nie normaal om so te dink nie. Hy kom roep ons uit om nie normaal te wees nie. Hy sê vir ons, en dis my eie woorde, ek het dit in 'n parafrase ingesit, aangesien alles eendag van jou weggevat gaan word. It's gonna happen, mense. Aangesien dit gaan gebeur. Hoekom sal jy die geleentheid mis om dit sommer net uit die staanspoor uit weg te gee? En jy sal hoor, ek is nie besig om jou in een of ander Ou Testamentiese wettiese storie in te druk hierso nie. Ek praat met jou kingdom taal, ek praat met jou Nuwe Testament, the kingdom van God. As dit in any way gevat gaan word, hoekom net die geleentheid gebruik om dit in any way vrywilliglik weg te leef en daai seën te beleef wat die Here gesê het, jy sal ervaar en jy sal hê nie. Julle generous mense dink nie soos eienaars nie, maar hulle dink soos bestuurders. Hulle dink soos rentmeesters. Dis so hulle dink. En wat eintlik regtig nie normaal is nie. Hierdie is nie in 'n goeie normaal soos ons heeltyd nog gepraat nie. Hierdie is eintlik 'n slegte normaal. Is wanneer ek en jy lewe asof ons die eienaar is. En asof jou hele lewe daaroor gaan om te kyk soos hierdie dude, hoeveel skure jy kan bou en hoeveel goed jy kan bou en hoeveel jy vir jouself kan nou met 'n toehand te lewe dat dit net nie wegslip nie. Dis eintlik glad nie in 'n goeie sin nie normaal nie. Ek wil net nie dit wegslip nie. Ek wil dit net nie verloor nie. Ek wil dit self spandeer, ek wil dit self consume, ek wil dit self hou, want nou het ek nie genoeg nie, of nou dit, of nou dat, of wat ook al nie. Dis eintlik glad nie normaal nie, in 'n slegte sin. Om te lewe asof jy die eienaar is van alles wat jy het. En om te lewe asof jy die reg het om alles te consume soos jy wil consume. Gebruik soos jy wil gebruik en spend soos jy wil spend. Dit is nie normaal om jou hele lewe met daai toehand te lewe nie. En as jy met 'n toehand lewe, want jy is bang jy gaan dit verloor of jy gaan nie genoeg hê nie, of wat ook al jou redes is, dan is jy nog in eienaarskap mode. Jy is nog in consumer mode. En die Here wil ons kom vrymaak daarvan. Want weet jy wat, hy gaan jou of nou vrymaak daarvan, of jy gaan eendag daarvan vrygemaak word. Maar vrygemaak word van dit sal jy. Want dit was nooit joune of myne in die eerste plek nie. So it's now or later. Jy kan kies. En net 'n lewe van systematiese generosity, nie random acts of generosity nie, alhoewel dit great is, maar net 'n lewe van generosity, systematiese generosity, kan ons bevry van hierdie siklus van eienaarskap. Van myne, wat ons laasweek oor gepraat het, kindertjies, nê. Myne. Dis net 'n lewe van generosity wat ons daarvan kan bevry. Dis net daai lewe wat ons kan bevry van hierdie eienaarskap mindset. Wat kan maak dat ons nie deur ons besittings beheer word nie. Baie van ons is possessed deur ons possessions. As jy amper dit so kan stel, nie. Jy is so possessed deur jou possessions, jy kan dit nie los nie, jy kan dit laat gaan nie. Dis 'n keuse vir generosity en 'n generous leefstyl wat ons vry maak daarvan. Dan word jy rentmeester oor jou besittings en nie 'n slaaf van jou besittings nie. So ek wil afsluit en vir jou sê,
terwyl daar lewe is, en ek glo terwyl daar lewe is daar hoop, terwyl jy asemhaal, terwyl jy ingeskakel is hierso, terwyl jy sit vandag en hoor dat ek hierdie vir jou sê, wil jy nie Jesus se advies en raad vat nie? Want Jesus het intentioneel hierdie storie vertel om 'n baie intentionele punt tuis te bring, nee. Wil jy nie daai keuse maak en sê, Here, ek gaan kies om ryk te wees teenoor God nie. Nie omdat ek gedwing word nie, nie omdat iemand 'n geweer teen my kop hou nie, omdat iemand my manipuleer nie, maar Here, omdat ek regtig glo dat dit is wat U wil hê vir my lewe. Dis U plan vir my lewe. So as jy sê ja, ek wil dit doen, dan wil ek jou vra om iets spesifieks, ek wil jou challenge, ek wil vir jou 'n spesifieke challenge vandag hê. Kan ek dit doen? Vir almal van julle wat my nog tot so 15 minute terug nog vertrou het en nou nie meer vertrou nie. Ek gaan jou nie vra om iets te gee nie. Ek gaan nie sê, okay, so kom ons stuur die offermandjies en kom ons gee en weet, sing die liedjie Let's Dig a Little Deeper of wat ook al. Ek gaan nie dit doen nie. Okay, dis nie die punt hier nie. Ek het dit van die begin af vir jou gesê. Ek is nie hier so om iets van jou te kry nie, ek is hier iets vir jou te kry. En kan ek jou challenge nie om iets te doen of iets te gee, ten minste die week wat kom nie. Kan ek jou challenge om net op 'n ander manier te begin dink oor generosity? Om anders te begin dink oor waar jy is, om anders te begin dink oor wat jy het, om anders te begin dink oor daai skure van jou, of die geld wat inkom, wat ook al dit mag wees, nee. En dan wanneer jy hierdie week miskien 'n geleentheid kry om generous te wees, wanneer jy dalk hierdie week 'n geleentheid kry om iets te leen, of vir iemand iets te gee, of jy dalk die geleentheid kry om iets te deel met iemand anders, let fyn op na die stemmetjie binne in jou binneste, as jy daai gee. Want daai stemmetjie binne jou, wanneer jy iets gee of deel of weggee of generous is, daai stemmetjie gaan vir jou baie sê in wat se kondisie jou hart is rondom hierdie. So as jy begin beleef die stemmetjie binne in jou sê, nee, maar sê nou maar hulle breek dit. Of sê nou maar ek kry dit nie terug nie. Of sê nou maar ek het nie genoeg nie. Of sê nou maar daar's nie uiteindelik vir my iets om my te benefit uit nie. Dan sê dit vir jou iets oor waar jou hart is en of jy eienaar is en of jy bestuurder is. En dan gaan jy weet wat om te doen. Gaan jy vir die Here moet sê, Here, as my lewe vandag eindig en dit opgeëis word van my, Here, wie gaan dit kry? Here, kom verander my hart, maak my generous, dat ek sommer voor daai oomblik sommer self sal besluit wie dit gaan kry. En dat hulle dit sommer nou kan kry, en dat ek daai seën en daai vreugde in my lewe kan beleef. So kan ek jou challenge om net anders te begin dink. Kan ek jou challenge, as jy hierdie week deur jou huis stap, as jy vanmiddag deur jou huis stap, as jy na jou mooi karre kyk, na jou mooi huis, na jou portfolio, jou besigheid, as jy na al daai goeders kyk, nee, herinner jouself, eendag, en dit mag dalk vinniger wees as wat ek dink, gaan hierdie alles iemand anders in wees. En dalk is dit die langslewende, jou man of jou vrou, maar iewers gaan hulle ook nie meer lewe nie, en dan gaan dit iemand anders in word, en jou kleinkinders gaan dit blaas, en Disney World toe gaan, of wat ook al dit mag wees, nee, so hard aan gewerk het. So herinner jouself net daaraan. Hierdie gaan eendag alles iemand anders in word. As dit nou in my hand is, gaan dit eintlik na iemand anders se hand toe beweeg. Want dis die waarheid. Jy was nog nooit die eienaar daarvan gewees nie. Was nog nooit die eienaar daarvan nie, net die bestuurder. En dalk nooi Jesus iemand vandag in hierdie space, iemand wat aanlyn ingeskakel is. En miskien nooi die Here iemand vandag en sê, wil jy nie miskien dalk daai shift maak van eienaar na bestuurder nie. En wanneer jy daai shift maak van eienaar na bestuurder toe, van ek is eintlik in 'n koninkryk en is die koningsin hierdie, dan gaan die vraag nie meer, hoeveel moet ek nou vir God gee nie, of hoeveel moet ek nou weer vir God uithaal nie, of wat ook al nie. Die vraag word eintlik so, wat moet ek met hierdie doen, wat die Here aan my toevertrou het, solank dit in my hand is? Wat moet ek daarmee doen? Wat is sy plan? Wat is sy hart? So kom ons wees nie normaal nie. Normaal werk nie. Almal is in 'n ratreis, almal is in 'n hamsterwiel, hulle hardloop al hoe vinniger. Bou skure, spandeer op hulle self, consumers. Kom ons kom uit daai ding uit, generous mense is nie in daai ding nie. Kom ons leef met 'n oop hand. Kom ons wees generous. Kom ons wees ryk by God. En dis my begeerte vir ons, Here. Dankie dat ek kan bid vir elkeen wat vandag in hierdie plek sit. En dankie, Here, dat U met ons kom praat het oor die generosity, Here. Dankie vir die verhaal wat U vertel het, Here, om ons net so 'n bietjie weer amper 'n koue water emmer in die gesig te gooi en vir ons te sê, what are we busy with? Waarmee is ons besig? Here, daar gaan 'n dag en 'n tyd kom wat alles wat ons het uit ons hande uitgevat gaan word.
En voor dit uit ons hande uitgevat word, Here, help ons om sommer vooraf daai keuse te maak en te sê, maar ek gaan dit sommer my hand net oopmaak en met 'n oop hand lewe en generous wees. En ek gaan besluit waar dit gaan en ek gaan die joy sien wat dit verander bring, en ek gaan die seën in my eie lewe beleef. En ek gaan U ernstig vat op die woord, Here Jesus. En ek kan sien, Here, as ons generous gaan begin raak en nie net random acts van generosity toepas nie of giving nie, maar regtig lewe van generosity lewe, generous mense word, Here, dan gaan hierdie kerk verander. Wat ons gaan doen hier verander, ons dorp gaan verander, mense se lewens gaan verander, families gaan verander, Here. Help ons asseblief om nooit met daai scarcity mindset te sit nie, maar help ons, Here, om met daai abundance mindset te sit, Here, om te weet dat dit wat in ons hand het, is dit wat U vir ons gegee het, Here. Ek sê vir U so dankie. Help vir ons, Here Jesus, en dit gaan 'n hartsverandering wees, maar voordat ons dit kan verander, Here, kom verander net ons denke eers oor hierdie ding. Kom verander ons denke totaal en al, Here. Romeine 12:1 wat sê, word vernuwe deur die vernuwing van julle gemoed, julle denke. Dit is my begeerte vandag, vir ons as 'n gemeente, as gemeenteleier, Here, is dit my begeerte, om die mees generous gemeente in Rustenburg te wees. Nie omdat ek in kompetisie met iemand anders is nie, Here, maar omdat ons gehoorsaam wil wees in die woord. Help ons asseblief daarmee, Here. En mag ons dit, ek bid regtig, Here, dat iemand die vrug van dit sal begin beleef, dat iemand die verandering sal beleef, dat dit wat U van praat, dat hulle dit sal kan getuig daarvan, Here, dat die getuienisse sal uitkom, 3-4 maande, dalk 'n jaar later, wat sê, ek wil dit vir jou sê, dis wat begin gebeur het, toe die Here my hart kom verander het. Van eienaar na bestuurder toe. Dankie, Here, dat U, wat U ook al vir ons gegee het, aan ons toevertrou het. Dankie, Here, dat ons in U koninkryk dit kan gebruik om die koning te glorify. En mag ons eendag hoor, wel gedaan, getroue dienskneg. Ek het jou oor min aangestel en oor veel was jy getrou. Dis die gebed van ons hart vandag en ons bid dit in Jesus se naam en almal sê saam. Amen. Dankie dat julle hier was, dankie dat julle teruggekom het. En kom asseblief volgende week weer terug, gaan 'n super praktiese een wees en ons gaan afsluit met die reeksie. Be blessed. Wonderlik.